Baie dankie, welkom by vanaand se uitgawe van Fokus. Is heerlik om weer met jou te gesels op 'n maandag aand vir die volgende 3 kwartier. Gesels ons natuurlik politieke sake. Op die agenda vanaand het ons die uitspraak van die Grondwethof oor die sing van die lied Kill the Boer. Daar is verlof tot appel aansoek ingedien en dit is verlede week deur die Grondwethof van die hand gewys. Dit kom ook nou na afloop van die sing van die lied deur die EFF-leier Julius Malema, president Cyril Ramaphosa wat swyg daaroor, die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula wat sê die ANC sal nie daar die lied sing nie, en AfriForum wat intussen aangekondig het dat hy internasionale platforms gaan ondersoek, of sy regspan gevra het om internasionale platforms te ondersoek waar hierdie saak verder gevoer kan word. So dit is bo op ons agenda vir vanaand se fokusgesprek, maar dan moet ons ook gesels oor die begroting en wat dit beteken vir die regering van nasionale eenheid. Daar was in die Rapportkoerant gister 'n artikel oor die moontlikheid dat die regering van nasionale eenheid kan inplof, maar vandag is daar weer nuwe hoop, die DA wat sê hulle is baie naby aan 'n ooreenkoms met die ANC wat betref die begroting. Ook op ons agenda vanaand het ons natuurlik steeds die betrekkinge met Amerika, die minister van Handel en Nywerheid Park Stel wat gesê het hulle gaan alles in die stryd werp om AGOA te probeer red later vanjaar, dis in Junie vanjaar wanneer hulle die Verenigde State sal besoek. Nie noodwendige afvaardiging van die regering nie, maar eerder tydens 'n gesprek oor die hersiening van AGOA. En dan gesels ons ook oor die oorlog in Oekraïne en die Amerikaanse president Donald Trump wat vies is vir die Russiese president Vladimir Putin. By my hier in die ateljee, my 2 gaste, professor Koos Malan, hy is genoot by Sakeliga. Professor Koos, goeienaand. Goeienaand Anton, luisteraars, Jaco, aangenaam om hier te wees. Dan ons ander deelnemer, Jaco Kleinhans, hy is hoof van openbare skakeling by Solidariteit. Jaco, altyd 'n voorreg. Goeienaand Anton, Prof Koos, almal lekker om saam met julle te gesels. Ons begin met die uitspraak van die Grondwethof. Professor Koos, dis nou in die Kill the Boer saak. Daar's verlof tot appel aansoek ingedien en die aansoek is op 1 bladsy net van die hand gewys. So, die gevolg daarvan is dat die sing van die lied Kill the Boer deur die Grondwethof eintlik nie as haatspraak geklassifiseer is nie en dat daar eintlik daarmee voortgegaan kan word. Anton, inderdaad, die konstitusionele hof het in 2 sinne die aansoek om verlof tot appel van die Hoogste Hof van Appel van die hand gewys. Dit is nadat die Hoogste Hof van Appel verlede jaar in 'n eensstemmige uitspraak van 5 regters teen AfriForum en ten gunste van Julius Malema en die EFF uitspraak gegee het, dat die slagspreuk, ek wil dit spesifiek so noem, ek sien daar word wel eens gepraat, ekskuus, dis nou miskien 'n korreksie op jou ook, maar ek glo jy sal dit kan hanteer. Kyk, ek sien AfriForum verwys ook daarna as die lied Kill the Boer. Dis nie 'n lied nie. Dit is 'n slagspreuk en 'n aanmoediging. As mens gaan kyk na die wyse waarop dit uitgevoer word, dan sien jy dat daar inderdaad nie gesing word nie. Dit word geskree. Dit is 'n aanstigting tot geweld. Dis die eerste net 'n agtergrondskorreksie wat ek graag wil doen. Die tweede ding is, en dit is iets wat met alle respek, as ek dit mag sê, met ons luisteraars mag deel, wat my geruime tyd al ligweg irriteer. En dit is asof ons hier te doen het met haatspraak. Dis nie haatspraak nie. Dis aanstigting tot massamoord. Dis aanstigting tot volksmoord. Dit is waarmee ons hier te doen het. Nou, ongelukkig word ons onderwerp aan die nomenklatura van die Suid-Afrikaanse grondwetlike terme ensovoorts, en gevolge waarvan daar gepraat word van haatspraak. Maar jy het inderdaad met iets baie ernstiger te doen hier. Nou, eerstens wat betref die hof se uitspraak. Mens kan boekdele daaroor skryf, maar kort die volgende 2 punte. Kyk, die probleem het al gelê by die Hoogste Hof van Appel se uitspraak. Die Hoogste Hof van Appel het uit die aard van die saak keuses gehad met betrekking tot die inhoud van die uiteindelike uitspraak. Die hof kon teruggesit het en gesê het, luister, ons het iets hier met 'n baie lang geskiedenis,
Dit is 'n lied, nie 'n aanstigting nie, met 'n lang geskiedenis, 'n bepaalde kultuur, naamlik die kultuur van die stryd wat die ANC gehad het teen die blanke bewind, en die EFF sing as dit ware hierdie lied vir doeleindes van herinnering aan die stryd van weleer. En dat wanneer die hof dit, die EFF of wie anders dit ook al doen, dan dink hy daaraan, en dink hy in die geskiedenis, en tegelijkertijd wend hy dit aan om mense te werf om vir hom te stem. Hy bedoel nie om werklik ernstig opgeneem te word, ten minste nie letterlik opgeneem te word nie. Hy het nie in oog dat blanke persone, boere, Afrikaners doodgemaak moet word nie. Nie, het iets symbolies het hy in gedagte, naamlik dat die konsep van witheid en die konsep van wit oormag, white supremacy, dat dit ongedaan gemaak moet word. En dit is in die finale instansie wat die konstitusionele hof eintlik 'n stempel van goedkeuring opgeplaas het, naamlik op die uitspraak van die appelhof. Dit is wat my betref ooglopend verkeerd. Gaan kyk maar net na die kruisverhoor wat daar was in die Hooggeregshof hier in Johannesburg van Malema. Daar was die kruisverhoor baie duidelik. Wat bedoel jy? Bedoel jy ook dat jy in oog het dat blanke mense doodgemaak kan word? Dis pertinent aan hom gesê. Sal jy jou daartoe verbind dat jy nooit 'n oproep sal doen dat blankes op 'n groot skaal doodgemaak moet word nie? As hy gesê het, ja, ek sal my daartoe verbind, dan was daar uit die aard van die saak geloofwaardigheid in die appelhof se uitspraak dat hierdie dood eenvoudig 'n simboliese taalgebruik is wat bedoel is om 'n bepaalde politieke stelsel en ekonomiese stelsel uit die weg te ruim. Die Hooggeregshof het dit geïgnoreer en die appelhof het dit eweneens geïgnoreer. So daar was voor die hand liggende getuienis op sterkte waarvan daar tot die slotsom gekom is nogtans tot die slotsom gekom is in weerwil van die getuienis dat die lied bloot 'n simboliese betekenis het en dat dit inderdaad 'n lied is en nie 'n aanspraak en 'n slagspreuk is om mense uit te wis nie. So ek sê, die uitspraak is niks minder nie, met alle respek, appelhof as hopeloos en met betrekking tot die konstitusionele hof dieselfde, hopeloos. Dis my eerste punt ten aansien daarvan. My tweede punt is dit: die konstitusionele hof wys vir ons waar hy staan met betrekking tot die algemene toonaangewende tendens in die Suid-Afrikaanse politiek. En dit is dat hy kies transformatief, soos wat hy in enkele vorige uitsprake transformatief gekies het, in weerwil van die feit derhalwe dat hy keuses het om 'n uitspraak met die een of die ander kant toe in te neem, het hy in die lig van sy verbintenis tot wat genoem word transformasie of die National Democratic Revolution, dit het die interpretasie milieu gebied aan die hand waarvan die uitspraak gegee word, en dit is hoekom hulle voor in dag gekom het met die hopelose uitspraak waarmee hulle voor die dag gekom het. Wat aansluit net by my laaste punt, en dit is dat daarmee het die appelhof sowel as die konstitusionele hof inderwaarheid die aard van die Suid-Afrikaanse staat gedefinieer. Dit is 'n staat wat doodeenvoudig en regering en 'n hoogste hof wat sy gesig wegdraai van die aanstigting van openbare geweld, van die aanstigting van moord, massamoord, volksmoord, en wat versuim om sy plig na te kom, wat versuim om as dit ware 'n aard van die 'n kenmerk, 'n karaktertrek aan die staat toe te ken, wat fundamenteel is van enige staat, naamlik dat dit die instandhouer van die openbare orde is. Daarmee het hy gesê, ons tree terug van daai verantwoordelikheid. Ons hoef nie die instandhouer van openbare orde te wees nie. Ons is inteendeel die kondonering van die risiko vir die omverwerping van die openbare orde. Dit is waarmee ons te doen het. Net met betrekking tot Kali Kriel se reaksie hierop, ek dink oorwegend is dit korrek. Net een baie belangrike ding, indien meneer Kriel bedoel dat internasionale regstribunale genader moet word,
wat ek nie glo hy bedoel nie, maar dan sou hy verkeerd wees. Want die oomblik wat jy 'n regstribunaal nader, dan nader jy 'n instansie wat daar regter sit, wat inderdaad ook sogenaamd progressief georiënteerd kan wees en éventueel weer 'n uitspraak teen jou kan gee, weer 'n politiek gemotiveerde uitspraak. Dis die eerste beswaar daarteen. En die tweede beswaar daarteen, as jy voor 'n internasionale tribunaal is, dan beteken dit jy kan jou saak stel, maar die ander party kan ook sy saak stel. Jy het 'n bepaalde internasionale verhoog, maar die EFF het dit ook. Moenie dit vir hulle gee nie. Dit is reeds aan ons duidelik wat 'n baie beter en 'n baie meer doeltreffende weg is om te bewandel. Naamlik om doodeenvoudig by wyse van internasionale druk te plaas op die regering, druk te plaas op die EFF, en ten aansien daarvan is daar eintlik in die afgelope paar maande dramaties geslaag. Dit is die weg waarmee voortgegaan moet word. Jaco, op daai punt wil ek jou juist vra, want dit is nou presies waaroor ek verder wil gesels, is die internasionale veldtog teen iets soos aanhitsing, met die sing van die dreensang, wat ek nou eerder dreensang noem, van Kiel de Boer. Ons sien byvoorbeeld wat Marco Rubio daaroor gesê. Hy het dit geklassifiseer as, hy sê dit is haatspraak, dit wat daar gebeur. Professor Koos stel dit nog sterker. Maar die internasionale druk wat moet toeneem vir hier om verandering te plaas te vind. Ja. Kyk, ek dink ek stem heeltemal met Prof Koos saam en ek dink ons moet onderskei tussen die regsremedies wat myns insiens eintlik ook nou eintlik uitgeput is en dis 'n tragiese verhaal waaroor daar in die toekoms nog baie geskryf sal word. En daar sal oor hierdie sogenaamde konstitusionele hof of grondwethof in Suid-Afrika nog baie geskryf word en sy uitsprake die afgelope paar jaar. Hierdie is nie die eerste uiters twyfelagtige soort van uitspraak wat ons gesien het nie. Dit is maar 'n patroon wat ontwikkel en mens kan oor die regstelsel in Suid-Afrika en die soort van aktivisme wat daar ook in die howe is, kan mens baie praat. Maar ek dink mens moet duidelik as dit kom by hierdie ek sal dit selfs 'n kreet noem. Ek sien sommige oorseese media praat van dit as 'n kreet. Sal ek wil onderskei tussen die regsremedies en die morele vraagstuk, want ek dink dit is 'n sterk internasionale debat wel. Ja. En dis 'n debat wat beide aan die linker en die regterkant van die politieke spektrum wel vir jou steun wen. Ek het al oor hierdie kwessie met in Europa, in die Europese parlement, met linkse en regse politieke partye gepraat, wat vir jou sê, maar daar kan ons geen regverdiging daarvoor wees nie. Ja, ons het ook in hierdie land of daardie land sulke soort van krete in die verlede gehad. Maar op 'n stadium word hy toegedraai in 'n boksie en hy word geberg. Hy word weggepak. Die sogenaamde vryheidsstryd in Suid-Afrika is mos nou lankal gelede verby. Ons verstaan mos presies wat sê kill the farmer, kill the boer. Dit verwys na boere op plase, maar die boer verwys spesifiek na Afrikaners as 'n volk. So dis 'n baie spesifieke oproep tot 'n sekere soort van geweld, wat hier in mos nou baie duidelik is. En as jy gaan kyk na wie dit sing, is dit in 'n groot mate mense wat of baie klein was in 1994 of selfs gebore is na 1994. So hulle behoefte om 'n soort van historiese bewustheid hier rondom te skep, kan uiters beperk wees. So die internasionale veldtog moet bloot wees oor die morele vraagstuk, of dit in 2025 enigstens 'n plek in die Suid-Afrikaanse samelewing het om so iets te skree. So 'n slagspreuk. En jy kan maar hoe wyd gaan konsulteer. Daar is nie volgens goeie norme 'n morele aanvaarding hiervoor nie. En ek dink die veldtog daaromtrent is internasionaal moet baie sterk klem plaas daarop. Ek dink die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio was heeltemal reg. Sy boodskap is herhaaldelik uitgestuur deur Elon Musk, president Donald Trump selfs. Maar die boodskap moet nou geneem word na elke Europese parlement, ek gaan dit self doen binnekort op 'n besoek aan Europa. Dit moet geneem word wêreldwyd. Daar moet in aanloop tot die G20 beraad wat in November in Suid-Afrika plaasvind, reuse bewussyn hier omtrent geskep word. Die G20 beraad,
dit moet 'n vraagstuk daaromtrent raak en dit moenie 'n internasionale regsvraagstuk raak nie, dit moet 'n morele vraagstuk raak. Dit moet vir G20 lande wat na Suid-Afrika kom en die G20 beraad kom bywoon, 'n morele vraagstuk raak en ons moet hulle verplig om dit te antwoord. Ons moet hulle in 'n posisie plaas waar die Duitse regering hierop moet antwoord. Die Amerikaanse regering het geantwoord hierop, hulle het standpunt ingeneem. Nou is my versoek aan die Amerikaanse regering en ek is met hulle in gesprek daaroor dat die Amerikaners moet druk plaas op die Europeërs, dat hulle hieroor moet standpunt inneem oor hierdie slagspreuk of kreet. Europese lande moet dit doen, maar selfs ander lande in die wêreld moet ernstig hieroor standpunt inneem. En ek dink dan gaan ons in 'n posisie beland waar jy dan hierdie verskywing skryf. Maar kom ons wees eerlik, Fikile Mbalula se uitspraak het my selfs verras. Fikile Mbalula is nie 'n eerbare mens nie. Hy's 'n oneerlike mens. Hy spring rond tussen standpunte. Hy het oor die verhouding met Amerika so rondgespring die laaste paar weke dat ek weet nie eintlik waar hy staan nie. Hy het 'n bietjie meer as 'n week gelede Amerika beskryf as skynheilig en nuw imperialisties en dan 'n week later met die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergadering, dan sing hy totaal aan 'n dingetjie. Maar die punt is hy het nou hier oor standpunt ingeneem en hy het gesê hier's geen regverdiging om jy kill the boer, kill the farmer te sê nie. Dit is die sekretaris-generaal van die ANC. Dis onder druk. Moenie dink nie, Fikile Mbalula het geen morele ruggraat nie. Maar Fikile Mbalula en leierskap binne die ANC sien wat is dit besig om te doen. Hulle sien wat is dit besig om te doen. Hierdie uitspraak deur die Grondwethof en alles wat daarmee saamgekom het, maar ook die historiese aanloop tot hierdie uitspraak is 'n finale sout in die wonde in die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika, Anton. So selfs die ANC word in so 'n moeilike posisie ingeforseer, waar hulle eintlik nou wil fokus op allerlei sonskyn temaatjies, né? Want hulle wil vreeslik graag die aandag begin verskuif. Want kyk, die jaar verloop nie soos wat Ramaphosa hom beplan het nie. Nou Ramaphosa wou hierdie wonderlike vergadering hê van ministers van buitelandse sake van die G20 lande en dit word opgevolg deur die minister van finansies en ons praat net G20 tot November. En dis net blinkkant bo. En nou al vir 2 maande moet Ramaphosa aan die ANC vure doodslaan. Dit is vure doodslaan dat dit begin met 'n diplomatieke geskil met Rwanda en toe sommer gespring na 'n baie groter een met Amerika. En ons gaan verseker en ons moet verseker, en ek praat nou hier namens my werkgewer Solidariteit en Afriforum, maar die Afrikaner moet verseker dat die ANC nie 'n ander keuse het en uiteindelik die regering om sterk standpunt hieroor in te neem nie. Anderster gaan hierdie die tema raak van die G20 beraad. Anton, hier is net 'n kwessie waarop ek graag wil wys. Ek is oortuig daarvan dat Jaco is ook terdeur daarvan bewus, alhoewel ons het versuim om daaroor te praat. En ek dink jy is ook daarvan bewus. Maar 'n senior ambassadeur van Zimbabwe, van wie ek ongelukkig die naam vergeet het, maar ek het dit hier op my telefoon, het kort gelede, dis verlede week 'n artikel geskryf. Ek het dit op goeie gesag dat die artikel is geskryf met die gesag en die aansporing van Mnangagwa, die president van Zimbabwe. Waarin, dis 'n baie lang artikel, maar onder andere word daarin vermeld dat minderhede in Suider-Afrika moet aandag kry en se belange moet beskerm word. En dan noem hy etlike minderhede by die naam. En 2 daarvan is die Tutsi minderheid in Rwanda en Burundi en die tweede een is die Afrikaner minderheid in Suider-Afrika. Hy sê dat die Afrikaners is Afrikane. Hulle is nie Europeërs nie. Hulle is inheems aan Afrika. En daar behoort aandag gegee te word om hulle konstitusioneel behoorlik te akkommodeer. Nou, die skynbare aanduiding wat ek kry is dat die Verenigde State gee besondere aandag nou al geruime tyd, Jaco sal beter weet daarvan as ek, aan Zambië. Die betrekkinge tussen Zambië en die VSA is baie gunstig, is baie goed vir al twee. Dan word daar ook aandag gegee in die betrekkinge tussen die VSA en Angola. Met betrekking tot Angola is daar ook 'n verandering gewees, 'n pro-Amerikaanse verandering. Die Amerikaners het kort gelede aangekondig dat 'n bedrag van $4.7 miljard bewillig word vir 'n gasaanleg in Mosambiek en so aan en so aan. My gevolgtrekking ten aansien van hierdie kwessie is die volgende.
die diplomatieke winde, of kom ons sê in die algemeen, die politieke winde in Suider-Afrika waai in twee rigtings. Eerstens waai in een rigting in Suid-Afrika, né? In die verkeerde rigting. Ja. Hulle is deur mekaar. Dit is 'n verwarrende dwarrelwind. As hy nou in 'n rigting moet waai, dan dwarrel hy. En dan is daar 'n teenoorgestelde wind wat waai in die res van die SADC lande. Hy waai ten gunste van die Verenigde State, in die algemeen ten gunste van die Weste, en hy is ook gunstig ingestel teenoor die Afrikaner en die wit minderheid. Ekskuus, die Jode is ook genoem. Dis korrek, ja. So die punt is dat hierdie soort van optrede wat jy kry van Malema, en ons weet hoe Malema hom binne die konteks van die Pan-Afrikaanse parlement by herhaalde geleenthede al wangedra het. Malema is bekend. So hierdie soort van optrede wat jy kry van Malema en van die EFF en die slapriggigheid van Ramaphosa om dit te spreek en dit te veroordeel, dis iets wat ook in SADC en al die ander SADC lande raak gesien word. En die Afrikaner saak in die algemeen, maar ook met betrekking tot hierdie aangeleentheid, gaan na alle waarskynlikheid ook wel en vind waarskynlik alreeds goeie aanklank in van hierdie lande in Suider-Afrika. Dis baie betekenisvol. Met ander woorde, die punt is, die Suid-Afrikaanse regering, die ANC en die EFF, word ook binne hierdie konteks in Suider-Afrika, myns insiens is daar tekens dat hy toenemend geïsoleer word. Jy is ingeskakel op Fokus saam met my Anton Meyer, my gaste vanaand professor Koos Malan en Jaco Kleinhans. Jaco, ons gesels nou so oor die diplomatie en ek wil graag gesels oor dit wat minister Parkstown nou ook gesê het. Klink vir my asof ons nou ophou probeer het om 'n afvaardiging na die Verenigde State te stuur om met Donald Trump te vergader en ons probeer nou maar en ons sê nou maar goed, kom ons kyk wat ons kan verrig wat AGOA betref. Ons gaan nou eers in Junie, klink dit vir my. So, dis amper asof die regering opgegee het hier so in Suid-Afrika en nou maar, ek weet nie, die nastrooihalms probeer gryp eintlik. Ja. Kyk, om eerlik te wees, Anton, 'n paar punte, maar om eerstens eerlik te wees dit is baie duidelik dat niemand in die Trump-administrasie tans met die ANC geleide regering, en ek wil eintlik maar sê die ANC, want hulle domineer steeds buitelandse sake, sal ontmoet, voordat daar nie baie spesifieke aanbod van die Suid-Afrikaanse kant af is nie. Met ander woorde, 'n spesifieke voorstel vir toegewings en 'n soort van aanbod nie. So ons moet dit aanvaar. Hulle het dit vir ons gesê. Die Withuis gaan nie met hulle vergader nie. Die Republikeinse leierskap in die Kongres gaan nie met hulle vergader nie en Marco Rubio en sy senior bestuur in die Departement van Buitelandse Sake gaan nie met hulle vergader nie. So dit help nie tans. Daar word 'n ANC-geleide afvaardiging gestuur na Washington DC vanuit die huidige regering nie. Daar is allerlei gesprekke en planne. Daar was verlede week so 'n tweede rangse afvaardiging in Washington van organisasies wat ek nou van verneem het. En daar is allerlei sulke tweede rangse pogings, maar 'n soort van senior regeringsafvaardiging met sê net maar die minister van Buitelandse Sake Ronald Lamola of so iemand. Dit gaan nie nou gebeur nie. Die tweede ding wat belangrik is om te verstaan is dat die Amerikaners wil 'n goeie verhouding met Suid-Afrika hê. Ons moet dit verstaan. Die Trump-administrasie wil handel met Suid-Afrika. Dis hoekom hulle so vinnig ambassadeur aangestel het. Die aanduiding was eintlik dat hulle 'n bietjie langer gaan vat. Hulle kan miskien 'n bietjie die dinge uitkyk en tog het hulle baie vinnig, en ek het intussen verneem dat dit in 'n gesprek was in Trump se kantoor waar daar eintlik gesê is nee, maak 'n vinnige aanstelling in Suid-Afrika, maar stuur een van ons harde manne. En dis waar besluit is om vir Leo Brent Bozell aan te stuur. Onthou Bozell is 'n maand gelede genomineer vir 'n ander posisie. So hy moes nou weer onttrek word uit daai posisie en skielik Suid-Afrika toe gestuur word. Dit was 'n baie skielike besluit om te sê nee, kom ons stuur een van ons harde manne nou Suid-Afrika toe, om vir hulle eerstens te wys ons is ernstig, want as 'n administrasie vinnig besluit om 'n ambassadeur aan te wys, so Suid-Afrika gaan 'n Amerikaanse ambassadeur hê, voordat baie ander lande 'n Amerikaanse ambassadeur gaan hê. Daardie wys ons is ernstig, maar ook in die soort persoon wat hulle stuur hulle natuurlik 'n sein. Hulle stuur natuurlik 'n boodskap. Hulle stuur nie vir Joel Pollak, wie almal gedink het hulle gaan stuur nie, want Pollak
is baie pro-Trump en baie spesifiek uitgesproke, maar Trump het Pollack het 'n taal gepraat van versoening. Hy wil hierna toe kom en 'n ooreenkoms kom sluit. Bowsell gaan hier aankom en waarskynlik vir die eerste paar weke olie gooi op die vuur. Hy gaan vure aansteek. En dan gaan daar vanuit die as uit iets moet verrys en iets geskep moet word. Maar die werklikheid is die Trump-administrasie is ernstig oor Suid-Afrika. Suid-Afrika is op kabinetsvergaderings in die Withuis op die agenda. Daar word oor Suid-Afrika gepraat. So dis baie belangrik om te verstaan. Oor jou vraag oor Parkstown en wat nou minister van handel is, en hoe ons dit alles moet sien, dink ek moet Suid-Afrika en ek dink die regering hier nog steeds die vermoë ontwikkel om anders te dink oor die verhouding in die toekoms met Amerika. President Trump, en daar's 'n fantastiese artikel wat vandag op die Wall Street Journal se webblad ook daaroor verskyn het. Trump is besig om die internasionale handelsreëls te herskryf. En dit sal na hierdie termyn van Trump nooit weer dieselfde wees nie. Eerskomende Woensdag tree daar nou sogenaamde vergeldings-invoertariewe in werking op alle lande in die wêreld, op alle produkte waar daardie lande reeds invoertariewe op Amerikaanse produkte het. Wat sê Trump daardeur? Hy sê wel as Suid-Afrika sê dat daar's 'n 75% invoertarief op hoender, Amerikaanse hoender wat ingevoer word aan Suid-Afrika, dan vergeld Amerika met dieselfde soort van tarief. Suid-Afrika het 'n 40% invoertarief op motors. So ons sien geen Amerikaanse motors hier op ons paaie nie. Daar kom 'n vergeldingstarief op Suid-Afrikaanse motors wat na Amerika ingevoer word. Dit gaan nie vir 4 jaar voortduur nie. Dit is 'n manier om te onderhandel. Die hele stelsel gaan herskik en heronderhandel word, want Amerika het reuse handelstekorte. Dis onvolhoubaar. Dit kan die Amerikaanse ekonomie oor die langtermyn vernietig. Met ander woorde, en dit is my vraag, en ek praat nou met mense in die Amerikaanse Kongres voortdurend, byna weekliks. My vraag is of daar nog aptyd is vir AGOA. 'n jaar gelede, ek dink 6 maande gelede, Anton, was daar algemene aptyd. Ek was November maand in Washington en almal in die Kongres, die Demokrate en Republikeine het vir my gesê, nee, AGOA is 'n groot prioriteit. Nou sê die ouens vir my nie, hulle weet of hulle AGOA gaan hernie nie. AGOA gaan dalk net September wanneer hy verval, bloot verval. Daar gaan nie 'n nuwe AGOA kom nie. Nou Parkstown se besluit om Junie maand te gaan is nou nog gebaseer op die ou tydslyn. Want leierskap in die Amerikaanse Kongres het eintlik vir al die Afrika lande gesê dat Junie maand moet julle kom, en dit is verlede jaar vir hulle gesê. Daar gaan 'n vergadering wees wat al verlede jaar belê, waar daar dan nog gepraat gaan word oor hoe moet die nuwe AGOA wet lyk. Dan Augustus dien hy in die Amerikaanse Kongres sodat hy dan in September in werking kan tree en dan op 1 Januarie volgende jaar bepaal Trump dan wie is dan nou van 2026 af die nuwe kandidaate. Suid-Afrika werk vir ons daai tydslyn. Maar kyk wat het Botswana se president gedoen. Hy was 'n paar weke terug aan in Washington. Hy het al begin onderhandel vir bilaterale handelsooreenkomste. Kenia het dit gedoen, Rwanda het dit gedoen, Zambië doen dit, Hakainde Hichilema, die president van Zambië, doen dit by uitstek. Hulle is almal gereed vir 'n moontlike post-AGOA bedeling waar daar slegs met bilaterale verhoudinge gewerk gaan word. Dis die Trump-administrasie se strategie. Trump hou niks van die Noord-Amerikaanse vryhandelsooreenkoms nie. Hy wil met Mexiko 'n ooreenkoms sluit en hy wil met Kanada 'n ooreenkoms sluit. Hy wil bilateraal werk en hy wil sê, jong, as julle vir ons iets gaan gee, dan gaan ons graag teruggee. Ons Amerikaners hou van teruggee, maar ons moet 'n transaksionele ooreenkoms aangaan. So ek dink dis die probleem met Parkstown met hierdie denke hieroor, jy weet, Anton. Hulle dink nog in 'n ou taal. Hulle kon nog nie aanpas by die soort van Trump doktrine van hoe handel moet funksioneer nie. Professor Koos? Dit is 'n verskriklik interessante, soms so in die algemeen ook vanuit 'n akademiese oogpunt. Kyk, toe die ANC aan bewind gekom het in 1994, het die wêreld eintlik die tydvak ingegaan van multilateralisme. Ek kan 'n klomp voorbeelde noem. Iets soos die internasionale strafhof het byvoorbeeld tot stand gekom danksy multilateralisme. Dit was eintlik die hoogtepunt van die sogenaamde liberale internasionale orde, die liberale wêreldorde, die sogenaamde idealistiese orde in teenstelling met die sogenaamde realistiese orde waar daar realpolitiek beoefen word. Die wêreld het nou die afgelope jaar of 2 dramaties verander ten aansien daarvan. Ons is nou in 'n realistiese fase. En een van die goed wat skibreek lê as gevolg daarvan en wat ons as dit ware aan die verlede toevertrou,
is juis die idealistiese, liberale orde van multilateralisme. En tipies wat Jaco nou hier genoem het, vind as gevolg daarvan plaas. Daar is individuele verhoudinge en individuele ooreenkomste tussen twee state, telkens met verwysing na die feite wat op daai twee state betrekking het, nie op ander nie. So hier is nie algemene reëls nie. Maar skynbaar, en dit is nou eintlik by implikasie reeds deur Jaco genoem, maar skynbaar het dit nog nie op die arme Ramaphosa regering neergedaal nie. Hulle is regtig nog agter wat dit betref. Mens sien dit ook in die volgende. Jy sien dat Mokonyane sê, nee, maar ons glo, ons kan hierdie verhoudinge met Amerika herstel. Ons sal met hulle gaan praat. Jy moet nie met die mense praat nie. Die vereistes vir die herstel van die verhouding, wat ek stem saam, die FSA duidelik wil herstel, maar hy wil dit herstel op sy terme, wat nie noodwendig nadelig vir Suid-Afrika gaan wees nie, ons moet die onderskeid duidelik tref, maar wat waarskynlik nadelig gaan wees vir die ANC. Die ANC sal 'n klomp goed moet laat vaar. Hy sal sy baie goeie betrekkinge met veral China moet laat vaar. Hy sal onder andere Suid-Afrika waarskynlik ook moet oopmaak vir Amerikaanse militêre betrokkenheid. Dis nie uitgesluit nie. Ja. Dit kom met betrekking tot Mosambiek en Angola, veral Mosambiek sonder enige twyfel teen die ooskus van Afrika, die Indiese Oseaan. En natuurlik sal hy 'n klomp van sy binnelandse beleid moet verander. Daar's nie sprake daarvan dat Pak Stow dink hy gaan Amerika toe en gaan praat oor AGOA of gaan praat selfs oor 'n bilaterale ooreenkoms, maar hy gaan steeds van Amerikaanse en dergelike ander maatskappye die buitelands vereis om 'n intrapslagbelasting te betaal van 30%, want dit is waarop dit neerkom as jy vereis van mense van buitelandse maatskappye om ter wille van black economic empowerment 'n groot deel van hulle kapitaal weg te gee. Die woord daarvoor is gek, jy weet, maar skynbaar het dit deel geword van die ANC se hele samestelling. Hy leef in 'n gek wêreld as gevolg van die besef dat hy in 'n gek wêreld is. Niemand doen dit nie. Jy gee nie jou kapitaal weg nie. Dit is heeltemal abnormaal. Dit is, soos ek sê, gek. Ek bedoel dit regtig, nie net om lelik te wees nie, maar jy is klits kwyt as jy dink iemand by jou kom belê om jou guns, hy doen jou guns om by jou te kom belê. Ja, hy gaan ook 'n voordeel daai trek, hy gaan wins maak en so aan, maar dan moet jy die geleentheid gee om wins te maak. Wie wil vra met die intrapslag om 30% van sy kapitaal weg te gee nie? So die punt is, jy gaan nie mooi praat met die mense nie. Die terme waaronder ons tot met mekaar tot 'n ooreenkoms gaan kom, die slaat hierdie FSA uiteengesit. Dit is die raamwerk waarbinne jy nou gaan moet onderhandel en in jou spore moet trap, anders kan jy nie eers 'n audiensie kry nie. Anders word daar glad nie met jou gepraat nie. Laastens wil ek graag ook nog gesels oor die begroting wat Woensdag goedgekeur moet word, en die naweek is dan nou weer gesels tussen die DA en die ANC om die twee partye te kry om 'n ooreenkoms te bereik oor wat ons in die begroting gaan sien, want ons stuur op 'n krisis af, Jaco, as hierdie begroting nie goedgekeur word nie, en daar is al genoem dat daar dalk selfs weer 'n verkiesing gehou moet word indien hierdie begroting nie goedgekeur word nie. Maar na gesprekke wat ek nou al gevoer het met mense in die DA en wat ek nou al gehoor het en wat ek gesien het in die media, lyk dit weer asof die ANC sy sin kry en die DA maar net oorbuig en eintlik na die ANC se pype dans. Ja, dis my gevoel ook, Anton. Ek dink hierdie gaan nie lei tot die einde van die regering van nasionale eenheid nie. My voorspelling is die DA gaan Woensdag ten gunste van hierdie begroting stem. Daar gaan 1 of 2 klein toegewingkies aan die DA gemaak word. Die DA gaan sê ons het gewen want daar's nie meer 'n 2% BTW verhoging nie, maar net 'n 0,5% verhoging. 0,5% verhoging is redelik katastrofies nadat almal van ons se inkomstebelasting eintlik reeds nou gestyg het met hierdie begroting, want die belastingskale is nou vir die tweede jaar in 'n ry nie aangepas nie. So ons raak almal armer. Die hele volk moet nou 0,5% meer BTW betaal. Ek dink die probleem bly die vertrekpunt van die RNE. Die vertrekpunt van die RNE is waar die DA soveel van homself gegee het vir hierdie regering van nasionale eenheid. Hulle het soveel geïnvesteer van hulle wese
dat hulle weet nie hoe om uit hom te onttrek nie. Die risiko vir die DA om uit hierdie regering van nasionale eenheid te onttrek is reusagtig. Die onsekerheid daaraan gekoppel is net te groot. Hulle het soveel ingesit om hierdie regering van nasionale eenheid te maak werk. So ja, ek dink ons gaan sien waarskynlik dat daar baie simboliese soort van toegewingkies oor dinge gemaak gaan word, kleinbeleidsdinge, maar ek verwag nie dat daar aan enige van die groot eise rondom veranderinge aan die onteieningswet, want dis wat die DA tipies gesê het. Ons dring aan dat die onteieningswet verander moet word, so aan, dat daar enigiets daarvan gaan kom nie, Anton. Ek het 'n vermoede, hierdie begroting gaan goedgekeur word en dan gaan dit so half stil weggekommunikeer word, maar dit gaan op 'n manier gedoen word waar die ANC dit vir die DA wel moontlik maak om ook klein oorwinnings te kommunikeer. En ons gaan waarskynlik 'n groot kommunikasie aanslag van die DA sien om dit vir hulle self en vir hulle kiesers aantreklik te laat lyk, maar uiteindelik, ek dink jy's heeltemal reg, die ANC het hier met tyd gespeel, hulle het vir tyd gespeel, hulle het weer eens die gevaar van die MK en EFF gebruik as 'n moontlike stok, en hulle sien hoe bang DA-kiesers daarvoor raak. DA-kiesers is benoud oor wat as MK en EFF dalk nou moet deel word van 'n nuwe regering, sou die huidige regering van nasionale eenheid verval, en daarom, Anton, dink ek gaan ons waarskynlik niks wesenlike veranderinge aan die begroting sien wat minister Godongwana onlangs ingedien het nie. Dit is baie interessant, professor Koos, wat Jaco ook nou genoem het, iets soos, en president Cyril Ramaphosa het hierdie gedoen, toe hy nog 'n meerderheid in die parlement gehad het, maar kondig iets soos leefstyl audits aan vir die kabinet, om te sê, goed, ons gaan kyk, waar kry julle al julle geld vandaan, want ons noem ons nou staatskaping stop en al hierdie dinge. Daai goed is al 6 jaar terug aangekondig, ons het nooit enige iets hiervan gehoor nie. Dit en presies dieselfde gaan gebeur. Ek weet die DA vra byvoorbeeld vir 'n hersiening van staatsbesteding, dat ons mooi moet kyk daarna. En dis baie maklik om toe te gee op so iets. Ja. Want daar word nie 'n tydperk gestel aan wanneer hierdie verslag oor die hersiening van staatsbesteding ingedien moet word nie. So ons kan die hele tyd, die tyd wat die regering van nasionale eenheid nog kan dien, kan ons vat om hierdie hersiening te voltooi. Ja, die belangrike ding is, as jy 'n eis hier stel soos wat die DA stel, hulle het nou 2 dokumente gehad. Die tweede dokument het hulle nou sekere eise wat hulle gestel het hersien. Van die eise is wat my betref heeltemal geldig en redelik. Eise soos dat daar spoedig gekyk moet word, maar nou luister, spoedig, jy weet binne watter tydperk is die groot vraag, gekyk moet word na staatsbesteding. Dis waar dit eintlik gaan, na die salarisse van staatsamptenare en hoeveel staatsamptenare daar is. Die probleem lê nie daarby dat daar eintlik te min geld is nie. Die probleem daarby is dat daar lek te veel geld uit deur die oormatige groot staatsamptenary wat ons het. So hulle het eis gestel ten aansien daarvan. Dan het hulle eis gestel ten aansien van staatsbesteding ook met betrekking tot staatskontrakte wat te veel kos. Dit het natuurlik betrekking op die aankoop van goedere en dienste. Op sterkte waarvan ook voldoen moet word aan sekere BEE-vereistes. Dis eintlik waarop dit gemik is. Dan het hulle derdens 'n eis gestel met betrekking tot die nasionale gesondheidsversekering. Die ANC het nou al so ver gegaan sommer om regulasies te publiseer in die Staatskoerant. Daar word nou geëis nie, maar die regulasies moet teruggetrek word. Natuurlik moet die regulasies teruggetrek word, want die indruk wat geskep is reg aan die begin toe die veelpartyregering tot stand gekom het Ramaphosa persoonlik gesê, ons sal moet gaan kyk hierna, ons sal sekere wysigings ten aansien hiervan moet aanbring. Nou sê die DA ten minste onttrek die regulasies in die eerste plek en in die tweede plek stel 'n raad saam met inbegrip van mense vanuit die privaat sektor om hierna te kyk en 'n klompie ander goed. So ons nou moet gaan kyk binne die volgende dae in watter mate daar voldoen sal word daaraan. Oor die afgelope naweek het ek gekyk na 'n uitstekende politieke kommentaarprogram, 'n onderhoud wat gevoer is deur Russell Lamberti in sy hoedanigheid as Sakeliga direkteur met Frans Cronje. Ek wil dit regtig vir almal aanbeveel en ook vir ons luisteraars aanbeveel. Ek dink nie dis al so baie gekyk nie. Maar onder andere, en ek hoop nie ek parafraseer hom nou verkeerd nie, maar onder andere sê Frans Cronje dat die DA het geloop met hierdie ding wat ten dele geldig is,
dat ons word in die gesig gestaar hierdie doomsday risiko. Nou, maar wat toenemend gebeur is dat die doomsday realiseer terwyl die DA deel van die ANC regering is, om dit so uit te druk. So, dan moet jy maar die teerling werp en sê, ons gaan nou, want die doomsday is in elk geval op ons, of ons nou daar is of nie. En ek dink dis regtig 'n opsie wat oorweeg moet word. Net laastens, indien die begroting nie goedgekeur word nie, wat gebeur dan? Daar is voorsiening in die Public Finance Management Act vir wat gebeur in sodanige omstandighede. Die begrotingstoedeling van die vorige jaar bly doodeenvoudig geld, totdat 'n nuwe begroting goedgekeur word. So dis nie dat die regering tot 'n val gaan kom, of dat dit impliseer dat daar 'n mosie van wantroue is as dit nie kan deurkom nie, as dit nie goedgekeur word nie. Al wat gebeur, wat 'n groot ding is toegegee, is dat die nuwe begrotingsvoorstelle kan nie aanvaar word nie, op sterkte waarvan daar op die bestaandes teruggeval moet word. Op daardie noot sluit ons ook vanaand se fokus af. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak volgende week dan weer so. Ek wil net baie dankie sê aan my gaste, professor Koos en Jaco. Dit was heerlik om julle hier in die ateljee te hê. Van my kant af, totsiens.